Jakobus 5 vers 14. My tema vanmôre, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Dis 'n opdrag van die Here. Hoor mooi vanmôre, hy het ons nie gered om heilig by die huis te sit nie. Oral waar ons gaan, broer Joshua het altyd gesê, employ every effort. Gryp elke geleentheid aan om iets vir die Here te doen. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, as ek iemand se nommer kry op Facebook, ek gee nie om wat sy verlede nie. Of het pragtige poppie is, of pragtige wat. As ek sy of sy WhatsApp nommer het, dan stuur ek vir hom boodskappe. Amen. Want die tyd het uitgeloop, kind van die Here. As ons nie iets doen nie, wie gaan iets doen? Jakobus 5 vers 14. Hoor gou mooi, die Here begin iets goddeliks. Hy sê bely mekaar en bid vir mekaar. As ons nie by belydenis van sonde kan uitkom nie, wil ek vanmôre vir jou sê, ons is 'n siek kerk. Kan jy hoor vanmôre daar agter, broer Johan? As ons nie bely nie en laat staan nie, dan kan God ons nie gebruik nie. Pastoor, maar jy verstaan nie my omstandighede nie, jy verstaan nie, hoekom voel ek so oor hierdie persoon nie. Hoor mooi vanmôre, Jesus Christus wil nie verstaan nie, hy sê bely. Hoeveel keer moes hy my en jou sonde bely het? Hoeveel keer moes hy ons sonde vergewe het, ekskuus tog. Maar ons kan nie ander mense vergewe nie. Ons hou dinge teen 'n mens. Hoor jy, ons sê ons het vergewe, maar die Here weet, dat iemand net roer aan my. Dan klim hierdie bekeerde, gedoopte mens, dan waai die kluite net so uit. Dan sê ek weet die ou mense is dit waar. En ek gaan haal die vuil goedsakke wat ek weggegooi het, gaan haal ek weer. En ek gooi dit oop en ek sê, kyk wat het jy aan my gedoen. Jesus waarsku ons vanmôre, hy sê, bely mekaar. Met ander woorde, ons kan nie vir mekaar bid, as ons nie bely het nie. Is dit waar, kind van die Here, weet jy? Suster Selma sê baie vir my, jong, jy's te swaar, jy's te erg op jouself. Maar weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, as God my nie help en daar's nog so baie plekke in my lewe waar daar verbetering moet kom. Maar as ek nie skoon is vir die Here nie, skoon is vir, hoor gou, as 'n dokter 'n operasie doen, het hy net in sy kar se engine gekrap, maar die naas wat pikswart is, kom hy nou en hy kom sny aan jou. Gaan jy dit toelaat? Maar weet jy, ons kinders van die Here, hy sê, lê nie haastig hande op nie. Daar kom iemand met vuil hande. Sy naels is onder die swart, broer Willie, want hy was met die sonde besig. Daar kom lê hy vir ons hande op. En God se woord sê, daar gebeur iets. Met handoplegging, daai selfe goggo wat in hom is, kom in jou. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, vlug man. As jy nie weet, hierdie man is 'n gesalfde man van God, wat sy hart uitbely is nie. Bly weg, halleluja, prys die Here. Jakobus 5:14. As daar iemand siek onder julle, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. O, mag God ons help. Pastoor Fanny Ferreira sê, hy kom by 'n dokter, hy sien die dokter van die dorp, sien hy en die dokter sê vir hom, pastoor, ek verstaan nie julle kerkie. Julle sing hierdie mooi liedjies deur sy wonde. Hou my vas, Here. Hy sê, maar as julle siek raak, hol julle eers die dokter toe voor julle na die Here toe hardloop. Is dit waar vanmôre, kind van die Here? Halleluja, hy sê, hoe julle sing in julle dade dan twee dinge. Hoor mooi vanmôre, die Here het dokters daar gesit. Maar weet jy, ek het gesien, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die genesing by die Here. Hoor by die Here God voor jy na 'n dokter toe gaan. Baie mense, ek luister na, wat is daai? Annelie van Rooyen. En sy sê, julle moenie haastig goeders doen nie. Sy sê, ek het haastig gegaan vir operasie. En my hele lewe is omver gegooi. Is dit waar vanmôre, kind van die Here?
hardloop na die Here toe, halleluja, vanmôre toe sê my vrou vir my, Johan, alles wat ons doen, kom ons hoor by die meester. Is dit waar, kind van die Here? Hy sê, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Met ander woorde, die ouderlinge moet uitbelyde harte hê. As jy hierdie amp wil hê, dan moet jy sorg, jou hart is altyd skoon voor die Here, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar lê vir die pastore 'n verskriklike straf voor. Gaan luister bietjie pastoor Marius Erasmus se preek, wat hy vir die pastore gepreek het. Ons is so heilig, en ons hou die kerk heilig, maar daar kom niemand in nie. Die kerk is nie daar vir die heiliges, die kerk is daar vir die sondaars, halleluja. En weet jy, die eerste keer in my lewe kon ek sê, dankie Here, dat U my visie gegee het. Dat dit nie net my ou groepie is nie, maar net wil vanmôre vir jou sê, pastoor Hannes sê nou die dag vir my broer, ver meer as 3000, luister elke dag na die preke. Is dit waar, kind van die Here? Ek sê, kom ons kry visie in die Here, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, waar die rot en die roes nie kan verwoes nie. Ek wil vanmôre vir die ouderlinge, die gesalfdes sê, sorg dat julle harte skoon is. En laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Baie keer doen ons verkeerd. Ons bid eers en dan salf ons. Is dit waar, broer Willie? Hier sê hy vir ons, hy leer vir ons. Ons moet 'n leerbare gees hê. Ons het eers salf. Want hoekom anders is dit ons werk? Maar as ons eers salf, dan gee ons dit oor aan die Here. Verstaan julle, sien julle wat ek sien vanmôre? Halleluja, salf hom eers. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan bid jy vir sy genesing en hy sal dit ontvang. Halleluja. Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. Dit help nie ons bid as ons nie glo nie. Weet jy waar kry jy geloof? As jy begin bid vir die siekes. Jy sal nooit geloof kry om vir siekes te bid as jy nooit vir hulle bid nie. Weet jy wat sê Jesus? Ek het dit teen julle omdat julle nie vir die siekes gebid het. Amen. Hy sê in die gebed van die geloof sal die kranke red. Practice what we preach. Dat help nie ons sê bid vir die siekes, maar die siekes hardloop hospitaal toe en ons sê nee, is alright, Here, laat hulle maar, laat die dokters hulle maar. Weet jy wat doen ons? Ons vat God se eer, weet jy? Daar was 'n blinde man. En Jesus bid vir hom en die familie sê, is dit sy ouers se sonde? Wat sê Jesus? Hy sê nee, hierdie siekte, hierdie blindheid was om my naam te verheerlik. Baie keer gebeur daar siektes in 'n mens se lewe en ons staan eenkant. O, dis nou kanker, o, dis nou COVID. Ons kan nou nie, nee, ons kan nou. Nou kan ons reeds. Is dit waar vanmôre, broer Willie? Want dit wat vir die mens onmoontlik is, o, dis God se werk. Is dit waar vanmôre? En die Here sal hom oprig. Nie miskien nie. Die Here sal hom oprig. Ek het vanmôre vir broer Hannes gesê, gaan in die vrede van Jesus. Halleluja. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So dit lyk vir my, daar's siektes wat veroorsaak word deur sonde. Is dit waar, broer Willie? Want hy sê die loon van die sonde is die ewige dood. Maar hoor mooi vanmôre, kyk weg van die sonde af. Sien, hier is 'n kans om iets vir die Here te doen. Want as jy vir hom bid vir sy siekte, sê God tot sy sonde sal hom vergewe. Dien ons nie 'n groot God nie, man. Hoor mooi vanmôre, ons het nie letterkunde en wiskunde en goed nodig nie. Ons bid net soos God ons lei. Amen, prys die Here. Die Here weet wat daardie man nodig het. Is dit waar, kind van die Here? Is die dogtertjie wat begin het, bid het A, B, C, D, E, F, G, H. Toe sê die man, nee my kind, maar jy moet bid. Toe sê hy, mama, liewe Jesus weet wat ek sê, wil sê. Hy sit die name by mekaar, hy sit die numbers by mekaar. Amen, prys die Here. Dan sê hy, bely mekaar julle misdaad.
en bid vir mekaar. Weet jy wat? Ons moet 'n volk raak. Ek sê weer, God het nie dooie lyke nodig. Nee, waar hoor. Dis waar. Is dit waar? Kan julle amen of einde sê vanmôre? Amen. God het nie lyke nodig nie. As jy nie beweeg nie, dan lig God klippe op om te Hy beweeg. sal. En ons staan eendag skuldig voor die Here. Ons sê, Here, ons het ons geskaam. Ja. Here, ons was so bang dit sal nie gebeur nie. Man, dis nie jou werk of dit gebeur of nie gebeur. Doen jy net, bid jy net. Amen. Amen. Hy sê sodat jy gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige Groot krag. het groot krag. Wil dit sê ek moet skreeu, suster Annelien? Wil dit sê ek moet rondspring? Nee, 1000 maal nee. Die vurige gebed, weet jy wat maak jou gebed vurig? As daar liefde by dit is. Yes, As dit nie veroordelend is nie. dis waar. Hey, is dit waar vanmôre? Yes, Liefde red my toe ek wanhoopig was. Amen. Liefde maak vry my broer, halleluja. Amen. Die vurige gebed van die regverdige, wie sê regverdige oor die heilige koeie? Nee, 1000 maal nee. Dis hulle wat afhanklik is van Jesus. Amen. En hoor gou, geen prediker, geen teologie sal my anders te bewys nie. Die Here het vir myself gesê, regverdige iemand is iemand wat afhanklik is van my. Halleluja. Elia, ekskuus, was 'n mens net soos ons. Ja. Hoor jy, die Here is nie aannemer van 'n persoon nie. Dit maak nie saak waar ek bly nie. Dit maak saak waar ek ook op pad is. Yes, yes. Ek het gesien man, hulle kom hier in met perdekarre. Ja. Gaan hulle daarin om gebeure te word. Die perdekar gaan alleen uit. Ja. Is dit waar vanmôre? Waar? Ek wil weer vir jou sê. Eli was 'n mens net soos ons. Dit En hy het ernstig gebid. Ja. Ernstig. Weet jy wat lê die fout? Ons wil so haastig gehelp word. Yes. Suster Selma sê vir my, die week wil ek vir jou sê, het ek gevoel, Here, ek raak moedeloos, die man beloof net en dan gebeur niks. En die Here sê, man, hoor hierso, haal jou oë van die mense af, haal die mense, en onthou God se beloftes. Yes, yes, Die yes. beloftes maak jou Die vry. beloftes vroeg. Die ernstige gebed, Yes. nie liewe Jesus klein nie. Nee. Of ek bel nou vir pastoor, hy moet vir my bid. Is goed, bel vir my. Ja. Ja, wel. Maar weet jy groei nooit geestelik nie. Nee. Jy ry altyd op 'n ander man se perd. Is dit waar, broer Willie? Begin jy te bid. Dis waar. Is dit waar? Yes. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. Yes. Yes. Vir so 'n klein ietsie. Klein goedjies. Hoekom dat sy naam kon opgelig geword het? Nee, sodat God se wonderwerke kan openbaar word. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Net ernstige gebed bring God se hand in beweging. Yes. Ek wil dit weer sê, net 'n uitbeleide hart met ernstige gebed. Yes. Soek my sonder ophou, bid sonder ophou. Yes. Ek vra vanmôre vir ons almal wat hier sit. Ons is in 'n bediening van sak en as. Wanneer laas wat jy op jou sak en as? Hallo. Is dit waar vanmôre? Nee, ek kan nie meer afgaan nie man, ek bely self vanmôre. Want om op te kom is 'n probleem. Om af te gaan is maklik, maar die opkomslag, dis 'n kruipsaak. Amen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hoor mooi, dis die manier hoe jy aanbid nie. Dis die ernstigheid van jou hart. Yes. Weet jy, ek wil sê, Petrus het nie gemors toe hy sink nie. Toe roep hy, Here help. En Jesus help hom. Hoekom het hy geroep? Omdat hy gesondig het, nie, hy het gewaag in die Here. Weet jy, baie keer dan moet ek roep, dan sê ek, Here God, ek probeer alles, maar dit werk nie, dan sê die Here, probeer my net. Ja. Staan jy net 'n bietjie agter, man, jy's in my pad, okay, kom uit my pad uit. Halleluja. Is dit waar vanmôre, Yes, kind yes, van die Here? yes. Dis nie ons werkie, dis God se werk. Want al die eer kom hom toe. Yes. En hy het weer gebid. Moenie ophou bid nie.
Hoor mooi, bid dat dit nie moet reën nie, 3,5 jaar reën het nie. Ja. En weet jy, skielik begin die mense besef, hoorie, waar is die dag? Dat die ministers en die staatspresidente na die kerk toe gehol het, vir hulle probleme. Waar is dit? Elia bid en het hou op met reën. En die hele mensdom roep, bid tog net asseblief. Want weet jy, het iets geleer. Daar's krag in sy woorde. Yes. Oh ja. Huh? Ja. Plaas dat ons ernstig raak met gebed, is ons ernstig met skinder. Ja, man. Is dit waar? Wat baat die skinder jou? Die skinder hou jou uit die hemel uit. En hy het weer gebid. En die hemel het reën gegee. Ja. Nie die Here nie, die hemel het reën gegee. Wie is in beheer van die reën? Jesus. Maar weet jy, toe die Here sy hart sien, toe sê hy, maak oop wolke. Dit is. Gooi wolke. Gooi. Huh? Wanneer laas het ons so ernstig gebid? Weet jy, as jy ernstig bid, dan stap jy uit buitekant toe en jy kyk, het dit al gebeur. Dit is. Dis ernstige gebed. En die aarde het sy vrug laat opspring. As God reën stuur, dan is dit tot groei. Wanneer laas, ek vra gou mooi, wanneer laas het ons die reën van die heerlikheid oor Suid-Afrika afgebid? Nie gesê die regering is so en